Goeiemôre, good morning op nog 'n heerlike en gesellige oggend. La la la, la tralalalalalalala, Walderie, dis die woord wat ek soek het. Ja. Mag dit vir jou alles behalwe 'n blou maandag wees. En as dit dalk so 'n bietjie blou begin lyk en voel, hoop ons dat goeiemôre, good morning, daai blou nie net kan wegjaag nie, maar kom ons maak dit 'n lekker blou. Ja, so blou soos jou oë. Ek wou nou amper gesê het, Raas, ek wou nou amper gesê het, wow, is bietjie vroeg vir my. Wow, it's a pout. Maar jy steek ons almal aan. Kom ons kyk wat gebeur vandag in die program. Water is iets wat ons maklik as vanselfsprekend aanvaar, maar Herman Meyer van Watercam gesels met ons oor kommerwekkende drinkwatertoetsuitslae by sommige skole in Suid-Afrika. Ons vier ook saam met Adrian van Wyk en Scarlett Leroux, jong swemtalent na hul indrukwekkende vertonings by die Afrika Swemkampioenskappe in Algerië. Geraldine Berg vertel ons van haar nuwe boek Goed Genoeg en Christia Visser kom wys 'n meer persoonlike kant van haarself met haar digitale digbundel Verweer. Verweer. Dis baie om na uit te sien. Ek wil net sê wat ons swemkampioene aanbetref, Ja. die water was vir hulle definitief blou. Jy's diep vanoggend. Miskien moet ons vir Geraldine vra en dalk vir Christia ook dat jy in die toekoms kragte saamspan en saam met hulle net ietsie skryf. Jy sien, ek Jy het leer- duidelike skryftalent. Leer by die beste. Kyk hiersa. Luister, water is vir my nogal 'n ding tema vandag, Dus ja, ons ja. gesels oor die gesonde water, ons gesels oor die blou en dis meer. Hoor gou hierdie interessante enetjie. Hidroterapie is besig om die manier waarop ons na ons troeteldiere omsien handomkeer te verander. Dit is nie net meer vir mense wat van operasies herstel nie, maar ook vir ons troeteldiere. Dit het 'n noodsaaklike hulpmiddel vir algemene fiksheid, gewigsbeheer en die langtermyn welstand van ons loyale vierpotige vriende geword. Deur watergebaseerde oefeninge kan ons honde oefen en hulle kan sonder dat daar enige swaar druk op hulle gewrigte geplaas word. Volgens die veeartsenykundige fisioterapeut Bianca Duthie is dit juis hierdie gewiglose omgewing wat wondere verrig. Dit is natuurlik die dryfvermoë in die water wat help om die spiere te versterk en mobiliteit te verbeter, terwyl dit terselfdertyd pyn verlig, veral vir ouer honde wat met artritis worstel. Ouer honde, seker ook maar vir die ouer bokke as die artritis kom, jy weet. Ek het al video's hiervan gesien en dit is vir my so oulik. Dan sien jy, want die tank of waar ook al hulle die hidroterapie doen, is deurskynend. So dan kan jy sien hoe hulle beentjies beweeg en so, gaan. dit is ongelooflik oulik. En dit help hulle regtig. Ek ken iemand wie se hond eintlik 'n heupvervanging moes kry of so iets en dit het regtig gehelp met die fisioterapie wat hierdie hond nou moes doen. Skrikkelik cute. Baie bly en die gesiggies is altyd baie tevrede en lekker. Maar wees nie gelukkig wanneer hulle in die water is nie. Ja. Dit is mos so lekker. Ek dink nou aan hoeveel jy hou van die see en die blou water daar in die Kaap. Water is die cure vir alles, lyk dit my. Ja, en ek moet sê, as 'n mens daar op die strand ook sit, dis altyd vir my so lekker om te sien hoe die hondjies die water geniet. Ja. Is dit jammer, ek kan nie my katte ook vir so iets neem nie, want die oudste enetjie, jong, sy loop maar stadig, die ou maatjie in die huishouding. Maar dis vir my goed om te weet dat mense, weer eens, ek sê altyd, hierdie vooruitgang, jy weet, en dat hulle werklik daarin werk om die diere te help. Ja. Julle twee het albei troeteldiere, ek het nou nie, maar Ons is jou troeteldiertjies. Julle is elke oggend. Hoe ver sal jy gaan om seker te maak dat jou troeteldier gesond is of dat as hulle in pyn is, dat hulle gemaklik bly? Ek sal alles in my vermoë doen. Ja. Kyk, ek het nou die dag vir my vrou gesê, toe sê ek vir haar, as ek terugkom, wil ek graag 'n troeteldier in 'n koenhuishouding wees. Ja. Die koene se huishouding, nie dat hulle noodwendig beter behandel word nie, maar hulle kry baie goeie behandeling daar in die koenhuis. Ja. Ja, ek wil byvoeg en sê, Raas, vir my, ek meen wat nou nie kinders het nie, nê. Dit is my kinders. Ja. En ek weet baie mense sal sê, ag nee, weet troeteldiere kan nie kinders wees nie, maar ek voel sterk daaroor. Dis regtig, ek gee soveel vir hulle om. Ja. Ek Jou het fur al- babies. Ek het al van baie van my vriende ook, wie se kinders nou al uit die huis uit is en Ja. goeders. En dan hoor die ouens, wat gaan julle die naweek of dit? Dan sal hulle sê, nee, ons kan nie, want hulle het 'n hondjie gekry en kyk, o, Pieter, hierdie hondjie is nou Sê ek tyd dat hulle oupa en ouma word. Ja, dit maak my hart nogal baie bly om te sien hoe lief is mense vir hulle troeteldiere.
As jy voel of jy, sodra die son sak by die braai, 'n onsigbare teken op jou rug het, is jy nie alleen nie. En is ook nie net jou verbeelding nie. Wetenskaplikes bevestig dat sommige mense werklik muskietmagnete is. En dit kom alles op 'n fyn kombinasie van biologie en chemie neer. Die wyfies is altyd die skuldiges en hulle is toegerus met hoogsensitiewe reseptore om hul volgende maaltyd op te spoor. Dit begin alles by die koolstofdioksied wat jy uitasem. Hulle kan dit van ver af optel. Soos hulle naderkom, is die fokus op jou liggaamshitte en die unieke reuk wat jou vel afgee. Navorsers het ontdek dat ons vel honderde verskillende chemiese verbindings vrystel. Een spesifieke verbinding, bekend as mushroom alcohol, blyk 'n groot trekpleister te wees. En hoewel baie mense glo dat hul bloedgroep die rede vir die bytplekke is daar eintlik min bewyse daarvoor. Daar is egter een ding by 'n braai wat jou beslis meer aanloklik maak, daardie koue bier in die hand. Blykbaar verhoog alkohol jou liggaamstemperatuur en verander jou natuurlike reuk na 'n uitnodiging aan muskiete. En Elsa, baars jou vrywaring? Onthou net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar nie. Ja, maar ek het altyd daai bloedgroep ding geglo. Ek ook. Dit is vir my net, wat is mushroom alcohol? Dit is so weird, Dit klink vir my baie verdag. dat ons iets afgee wat mushroom alcohol genoem word. Skielik gedink hierdie is weer een van 'n pandemie storie wat mense hulle eie nee, alkohol stook, asseblief, aardappel Pieter. hier en 'n mushroom daar. Nee, ons het genoeg om oor te worry. Maar nou het ons nog navorsing, maar ons kan steeds nie vir hulle opspoor in die nag as jy slaap nie. Dan is jy hoor net en sodra jy dink jy weet waar dit is, dan is hulle stil. Doodstil. Dan is hulle weer as jy die lig. Hulle is irriterend. Baie irriterend. Maar dit is baie interessant. Ek het ook al baie keer gewonder, nie noodwendig so seer oor die bloedgroep nie, maar wat dit is wat hulle aantrek. En as hy ons nou soos tabbert of een of ander, wat is daai? Dis mos 'n sekere wat jy aansmeer. Mosquito repellent. Wat Ja. jy kersie brand Ja. en al daai tipe goeters. Dis ook nie asof hulle noodwendig minder raak dan nie. Nee, hulle doen nie. En dit is altyd vir my so vreemd want toe ek 'n kind was, was ek altyd vol muskietbyte. Maar toe ek nou met my man getrou het en my kinders gekry het, hulle is nou die teikens. And I thank you. Hulle reuk blykbaar beter as wat ek doen. Maar ons dink jy nie die muskiete is bietjie bang vir jou nie. Is daar nie 'n gedig oor muskiete nie of 'n muskiet nie? Nee, ek kan net nou aan die by dink. Die by, zoom, weg is hy. Muskiet, jou lelike dier. Jy gaan nie ons maandag kom ontsier. Maar ons wil hier wees om dit vir jou te versier. En jou gesondheid verdien natuurlik kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie.
Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Water is iets wat sommige van ons elke dag as vanselfsprekend aanvaar, veral wanneer dit by skole en kinders kom. Maar nuwe toetse deur WaterCan het kommerwekkende resultate oor die gehalte van drinkwater by sommige skole in Suid-Afrika gewys. Ons gesels nou met Herman Meyer van WaterCan om meer hieroor te hoor. Welkom by Goeiemôre, good morning Herman. Goeiemôre Ras en baie dankie. Ja. Herman, vertel ons kortliks wat WaterCan doen en waarom hierdie skolewaterprojek begin is. Ja, WaterCan het ontstaan uit Alta uit. Almal ken Alta, die organisasie wat die burgerlike samelewing kry om hulle rol 'n meer aktiewe rol te speel. En WaterCan het daai ontstaan en so 2 jaar terug het Dr. Ferial Adam en haar span die groot stap geneem om te sê, maar daar is genoeg van 'n rede vir WaterCan om op sy eie te bestaan. So WaterCan is nou so 2 jaar al 'n organisasie wat gemik is daarop om die kwaliteit van water in Suid-Afrika te help verbeter. So dit is waar WaterCan ontstaan het. En wat toe gebeur het is dat WaterCan was reeds by skole betrokke en ons het toe die Water Warrior Collective, ek het nie 'n lekker Afrikaanse vertaling daarvoor nie, maar die Water Warrior Collective begin. En dit is 'n groep organisasies, 'n groot groep skole landwyd wat 2 keer in 'n jaar water in skole toets op 'n georganiseerde manier om te begin om data oor water in skole te versamel. En die idee daar agter is daar's 3 ledig. Die een is ons moet weet hoe lyk die water in skole en is eintlik ironies om uit 'n sopnat Kaapstad uit te praat oor skole waar daar nie water is. Maar dit is belangrik om te weet want water soos onderwys is 'n reg wat elke mens in Suid-Afrika het en veral kinders. So onderwys en water is menseregte wat elke kind behoort te hê en dis ook 'n belangrike komponent van 'n goeie leeromgewing. So dit was die een ding. Die tweede doel daar agter is om die wetenskap wat kinders op skool leer 'n bietjie interessanter te maak, om hulle te leer om ook die wetenskap wat hulle in die een klas doen met die wiskunde wat hulle in die ander klas doen en die lewensoriëntering wat hulle in 'n volgende klas doen te integreer. Want op die ou einde is wetenskap net belangrik as dit mense help om iets in hulle lewe mee te kan doen. So hulle leer om wetenskap te gebruik, om dit te interpreteer en dan om iets daarmee te maak. En dit is die derde ding. Die derde ding is dat ons jong mense help en leer om verantwoordelikheid vir hulle eie hede en toekoms te neem. En so hulle speel 'n baie belangrike rol om ons as groot mense veral daaraan te herinner dat hulle die reg het tot 'n goeie leeromgewing. En deur dan hierdie water te toets, vir ons te wys wat in skole se water aangaan, help hulle om groter bewustheid daaroor te kweek en ook nie net bewustheid te kweek nie, dit help nie ons weet net dat daar 'n probleem is nie, ons moet iets daaraan doen. So hulle kommunikeer ook saam met ons met die owerhede en sê vir hulle hier is 'n probleem, julle moet iets daaraan doen. Dis julle verantwoordelikheid. Ek is bly jy het nou oor die toetse gepraat want julle resultate het gewys dat byna 1/3 van die skole vlakke van E. coli in die drinkwater gehad het. Hoe ernstig is dit? Ja, kyk, mens moet onthou dat ons het daar's meer as 24,000 skole in die land. Ons het maar 150 skole wat
gehad wat op die ouene deelgeneem het. Dis 'n jong kampanje, dis 'n jong veldtog wat ons begin het, so dit groei elke jaar. Maar uit daai 150 skole uit kon ons toe op die ouene 72 skole se resultate gebruik, want dit is ook belangrik dat ons dit wetenskaplik doen. En ongeveer 27% van daai skole het aangetoon dat daar E. coli in die water is. Nou dit is 'n baie groot probleem, want die E. coli, soos ons weet, is 'n wat hulle in Engels noem 'n waterborne disease, of is die bakterie wat waterborne disease veroorsaak, wat beteken dat die water in daai skole is so swak dat dit kinders kan siek maak. Nou, wat amper net so kommerwekkend is dat 'n groot klomp van daai water kom uit krane uit. Piped water, soos hulle dit noem, dit beteken dis water wat eintlik uit 'n standhoudende bron uitkom, wat veronderstel is om skoon water te wees. Daar's ook water uit tanks uit, waar daar ook E. coli betrokke is. Nou daar kan 'n mens nog sê, ja, maar dit is veral dalk in droogtegebiede, waar die water nie so gereeld aangevul word nie, die tanks is dalk nie skoon nie. Maar veral die kraanwater is nogal kommerwekkend, want dit beteken dat die water wat elke dag deur daai waterpype loop, is so swak dat dit kinders kan siek maak by die skool. En so dis deel van die kampanje om die veldtog, om vir die onderwysdepartement en die plaaslike munisipaliteite te sê, julle het 'n probleem, doen iets. Ja, jy het genoem dat sommige van die besmetting moontlik verband hou met riool of septiese stelsel. Hoe gebeur so iets prakties? Kyk, ons weet dat die groot probleem in Suid-Afrika op die oomblik met water, soos wat ons die beerdkrag gehad het, is water op die oomblik 'n groot nasionale krisis. Daar's verskeie redes, maar die grootste rede daarvan is dat die watersuiweringswerke van dorpe word nie genoeg onderhou nie. Daar's pompe wat breek, daar's pype wat lek, daar's damme wat lek, en dan beteken dit dat van die water wat uit die rioolwerke tipies uitkom, of wat afloop uit strome en riviere van veral informele nedersettings, maar ook dorpe waar die riolering net nie meer goed werk nie, beland dan in die drinkwater, en dit beland dan op die ou ende in krane en in mense se huise. So, dis eintlik skokkend, want natuurlik hou so 'n tipe besmetting sekere gesondheidsgevare in. Baie definitief. Jy weet, cholera, die cholera geval in Pretoria, Tshwane, so jare wat gelede, is 'n goeie voorbeeld daarvan. Veral in die Wes-Kaap, waar daar nou damme oorstroom is, dorpe se riolering en so is beskadig, kan dit 'n baie groot probleem veroorsaak. Suid-Afrika is eintlik gelukkig dat ons nog relatief min voorvalle hiervan gehad het, maar die rooi vlaggies waai. So, en daai selfde water wat in die skole is ook in ons huise, in ons besighede, by ander gemeenskapsplekke. So, dis maar net toevallig dat ons skole getoets. Ons sou verwag dat mense dieselfde resultate by mense se huise en so sou kry. So dit is 'n rooi vlag. Dis ongelukkig die uitkoms van veral die verval van plaaslike munisipaliteite se waterdienste wat net nie op standaard is nie, en oor baie lang tyd, en water is iets wat dit neem baie lank voordat 'n waterpyp wat lek of 'n rioolwerke, soms neem dit baie lank voordat 'n mens begin sien wat gebeur, maar teen die tyd wat dit gebeur is dit 'n krisis, en dan moet dit as 'n krisis hanteer word. En ons is ongelukkig op daai stadium nou, en ons toetse wys dit, en belangrik nog, ons toetse is ook word eintlik op 'n baie meer wetenskaplike manier bevestig in die departement van waterwese se eie verslag, die druppelverslag soos hulle dit noem, die groen druppel, blou druppel verslag, wat aantoon dat die probleem is eintlik baie groter. So ons data bevestig eintlik maar net wat die regering self oor hulle eie toestand sê. Herman, wat kan ouers en skole self doen as hulle bekommerd is oor die water wat voorsien word aan ons kinders? Kyk, daar's in die eerste plek is bewustheid natuurlik baie goed.
sodra mense weet, kan hulle ten minste nie langer sê ons weet nie, daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. En dis die ding wat ons ook vir jong mense leer. Deur bloot te weet, het hulle alreeds die geleentheid om iets te doen. En daai jong mense is begeesterd. Hulle geniet dis natuurlik lekker om bietjie buite die klas te kom en met proefbuise en goed rond te speel. Maar as hulle eers weet, dan is dit baie lekker om te sien hoe hulle entoesiasties daaroor raak om iets daaraan te doen. Ja. So alle Dit is ouers, alle basies daai gemeenskappe- beginsel van knowledge is power. Baie dankie Herman. Van drinkwater na swemwater. Bly net waar jy is. Ons gesels hier net hierna met 2 junior swemmers wat Suid-Afrika se naam hoog hou. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, ek is Arnold Gertz. By die Afrika swemkampioenskappe in Algerië het ons juniorspan met hope medaljes en indrukwekkende vertonings in die swembad behoorlik naam gemaak. 2 van die groot uitblinkers is vanoggend by ons, Adrian van Wyk wat in die 800 meter vryslag goud gewen het en Scarlett Leroux wat die 1500 meter vryslag en verskeie ander items ook oorheers het. Julle twee baie welkom. Really nice to have you with us, Scarlett. Let's start off with you. Talk to us about what you'll tell the grandchildren one day about this, the Africa champs, and what you'll remember years down the line? Well, obviously it was a very big team. There was the seniors and juniors, but what I've actually come to realize now being on a few more teams is it's really hard for everyone to get along, and somehow they made the team absolutely perfect, and there was not one person that wasn't screaming for everyone at the top of their lungs, just the dynamic. And it wasn't a perfect tour. There were things that went wrong a lot, and it wasn't the most perfect tour, but the team dynamic it makes me feel so sad now. Everyone's parted their ways, gone to Cape Town, gone back to Durban. So I think the way that this team was set together was absolutely perfect. Hoe het jy dit ondervind? Vir my altyd hierdie Afrika toere jy weet nie regtig wat om te verwag nie, met veral die verblyf, die kos ensovoorts. Maar op die ou end vir my gaan dit oor die mense, en eintlik as jy terugkyk, wat ek vir my kinders sal vertel, dis eintlik 'n amazing tour, en al hierdie oomblikke is eintlik, jy gaan dit onthou vir ewig. Wat het jou aangetrek van swem? Hoekom swem jy? Ek het van graad 1 af jongs begin swem, maar ek was nooit regtig, swem was nie vir my main sport nie.
Ek was eintlik 'n cricketspeler tot graad so 7. Bowler of colwer? Albei. Allround. Maar eintlik kolwer. En in graad 8 het my coach, my nuwe coach wat nou heiliglik my coach is, vir my gesê, hoorie, ek dink jy moet actually vir hierdie swem probeer gaan. En ek onthou in graad 8 het ek vir my eerste SA rekord gegaan en ek het dit net gemis en toe kry ek hierdie gevoel van wow, actually ek dink ek moet vir hierdie sport gaan. Ek is bly jy het. Scarlett, how did it start for you? I think I was in a very swimming-based primary school. Before I moved were in you? all that, I was at St. Dominic's in Boxburg, and then I moved to Rhinefield Primary. And I remember it was a big thing. Everyone tried out for the swimming team, and I was like, I want to be like everybody. So I tried out, and I wasn't the best. And my dad loves to tell me that you either do something fully, you put all your heart and mind into it, or you don't do it at all. So then I got a coach who was my coach up until the end of last year, my first ever coach, my last one. And I wasn't the best when I started, I really wasn't, but I slowly progressed, and then after a while, it just became second nature. My younger brother does it, my mom helps working there. So it all started just in primary school with following everyone else. Technique is so important in swimming. Is it everything that you focus on, or what else is there that you work on as well? Luckily for me, I don't necessarily obviously you work on technique, but my technique's not perfect. I've got a lot of BMT, big match temperament. So when I actually get to the gala, when I get to my race, thinking about the technique, I'm going to be honest, what the coaches say kind of goes in one ear, out the other. But at the end of the day, technique for me, obviously in training, it's based a lot on. But as soon as I get into a race, I literally just swim with my heart. I swim with what I know, what I've practiced. Brilliant. Wat is vir jou belangrik? Waarop fokus jy? Well, obviously is tegniek en die swemdele baie belangrik, maar wat ek fokus op in oefening is maar tegniek en om so hard as moontlik myself te druk. Maar as dit kom by kompetisie, sê ek vir myself, al die werk is regtig nou maar gedoen en dan is dit vir my oor die geloof. Ek tel dan net op liewe Jesus en waar hy my kan vat. Lieflik. I do want to ask both of you, where do you think South African swimming is heading from your perspective, from a junior perspective? I personally think that we've got so much potential. Our swimmers, we had a young swimmer that was actually put on the senior team because she was so good, who absolutely obliterated the seniors. With that, there are so many young swimmers that we have potential in, that there's all this potential ready to come up. We just need the space, the environment, the money put into it for that to happen. So I think if all our cards are played right, swimming South Africa can be unstoppable. We just need to find a way to put it through. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek voel as ons kyk na al hierdie jonger swemmers, soos ons kan sien by hierdie kompetisie, die juniors ongelooflik goed gedoen. En ek dink een van die redes van dit is ook, ons kyk na swemmers soos die Pieter Coetzee, Chad le Clos, Tatiana, Kylene, hulle almal. En dis regtig 'n groot inspirasie vir ons om te kyk, wel jy hoef nie eintlik Amerika toe te gaan nie. Dit is moontlik in Suid-Afrika. Dis natuurlik een van die paaie wat mens kan vat. Is dit iets wat jy aan sal dink om te doen of nie? Ek is nog nie heeltemal seker nie. My kop is nog oop vir Amerika of vir Suid-Afrika. Maar op die oomblik fokus ek net om hier te bly en te kyk na LA 2028 vir die Olympics. You're at Tuks, so you've nailed your colours to the mast, or if an offer comes, what will happen? I've had a few offers, but being in Pretoria for a couple of months now, it's where I want to be. South Africa it's my home. I can't imagine. I see everyone wants you get the bigger facilities, the kit, but I couldn't imagine not being I've only been there about 4 or 5 months, but I could not imagine myself not swimming there for my whole entire career. It's a heck of a training group, isn't it? It's huge. It was intimidating, but everyone's actually so
welcoming and so kind, and there's so many people you can go to for different things. So I love it there. We hear that from everyone who swims there. Is jou oë op die Olimpiese spele in tyd of nie? Hoe voel jy daaroor? Ek voel goed daaroor, maar ek het vir myself veral na hierdie vorige galas gesê, kyk, ek is nog 18 jaar oud, so as ek dit nie maak nie, is dit nou glad nie die einde van die wêreld nie. En dan kan ek definitief my oog op 2032 sit vir die volgende Olympics. So daar's nog baie tyd, né? Ja, daar is. That must be in the back of your mind, surely, the Olympics. I do. I like to look only little bits ahead, but I don't necessarily want to go without being a threat, without being not in everyone's faces, but them knowing who I am. Of course. So obviously I would love to go to 2028, but I'm looking more to 32. Wat's volgende vir jou? Volgende vir my is, toe ons in Algerië was, het ek gesien ek het die span gemaak vir Pan Pacs, wat in California gaan deelneem. En so ek is terug in die swembad Vrydag, om te oefen vir dit, en ek kan nie wag nie, want dit is waar die Olimpiese spele gaan plaasvind. And you? I wasn't chosen for Pan Pacs, so at the moment I'm just training for whatever's next. Go as you go. Yes. Baie dankie vir julle albei. Really appreciated your time and keep the flag flying. Thank you so much. Volgende, bly ingeskakel, want dan vind ons uit of goed genoeg is. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja, wanneer is goed genoeg nou eintlik genoeg? Dis die vraag wat Geraldine Berg in haar nuwe boek Goed Genoeg stel. Sy is 'n sogenaamde lifestyle coach wat vroue help om daardie konstante druk wat hulle voel om te presteer, so 'n bietjie af te skud en weer hulle eie waarde te ontdek. En sy kuier vandag hier by ons in die ateljee. Hartlik welkom, Geraldine. Baie dankie, is lekker om by julle te wees. Nou goed, hoe het die idee vir of van Goed Genoeg ontstaan? So, my man het nou al 3 boeke geskryf, nie ek of hytjie is skrywers nie. So, ons was by een van sy skrywerspartytjie, jy word jaarliks uitgenooi na 'n skrywerspartytjie as jy 'n boek geskryf het, en hy sit by die tafel en hy sê vir Susan, maar Geraldine het 'n boek.
Dis daar nog nie 'n boek nie. Geen boek nie. Okay. Toe sê Susan van NW Uitgewers of Jonathan Ball, jy moet vir ons jou konsep stuur oor 2 weke. En toe ons in die kar klim, toe sê ek vir Hytjie, like what happened? Toe sê well, al lank vertel Hytjie vir my en hy vertel vir baie mense, daar's binne ons elkeen 'n storie. Ons het elkeen ten minste 1 boek om te gaan skryf. Nie almal is braaf genoeg nie. En toe sê ek vir my vrou, as ek nie vir jou 'n deadline gee nie, gaan nie dit nooit doen nie. En jou storie moet daar uitkom. So is eintlik my man wat my bietjie onder die trein gegooi het, maar as dit nie vir hom was nie, was daar nie 'n boek op die tafel nie. En daai klink 101% soos Hytjie, soos wat ons hom al in die tyd ken. Nou goed, jy skryf baie eerlik oor skaamte, vergelyking en onsekerheid. Hoekom dink jy sukkel soveel vroue in vandag se tyd met daardie gevoel van ek is nie goed genoeg nie? Ek dink ons word in boksies gedruk vroeg in ons lewens en as jy nie in die boksie pas nie, ek skryf in my boek van die ongeskrewe manual daar buitekant, wat ek al vroeg op laerskool, ek meen op die ouderdom van 7, 8, 9 bewus geword het van hierdie ongeskrewe manual. En as jy nie in die manual inpas nie of in die reëls inpas nie, then you're not part of the cool kids. En dan probeer jy outomaties soveel harder om net daai aanvaarding te kry, terwyl jou aanvaarding eintlik by jou hemelse Vader moet wees, maar ook weer as 'n jong kind het jy nie 'n onderskeiding van wat is 'n leuen en wat is waarheid nie, so jy ry miskien die verkeerde een en jy voed die leuen en die leuen word jou identiteit. Nou goed genoeg, ek bedoel die titel is nogal sterk. So wat beteken daai 2 woorde vandag persoonlik vir jou? Vir my persoonlik vandag goed genoeg. Maak nie saak wat ek doen nie, maak nie saak wat 'n foute ek maak nie, maak nie saak hoeveel guns op my lewe is en wat ek nog gaan regkry, my suksesse nie, niks van daardie bepaal my waarde nie. Ek was by 'n punt gekom met my lewe dat ek gesê het, as geen meer belofte vir my uitgedeel het nie, wat nie my Vader se hart is nie, maar as ek geen meer belofte nou gaan sien en dit is vir die volgende generasie. En as ek niks meer gaan regkry volgens wêreldse sukses en wêreldse titels nie, wie is ek dan? As my sosiale media moet weggeneem word môre en ek het nie meer 'n following nie. As my man by my moet gevat word, as my meisiekind by my moet weggevat word, wie is ek dan as Geraldine? En is ek in daai plek goed genoeg? En dit is moeilik om daai te kom. Ek dink dit is nie 'n maklike journey om te sê, okay, maar as ek niks oor het nie, is ek okay met wat ek het, met wie ek is. Dit maak soveel sin, want ek dink ons is so geneig om ons identiteit aan iets spesifiek te koppel, en is gewoonlik iets wat baie tydelik is, en wat nie so belangrik is nie, in die oomblik as dit weg wil, soos wat jy sê, dan is jy amper, jy beleef dan 'n identiteitskrisis ook, in sommige opsigte. Goed, nou wil ek ook uitkom by die feit dat jy noem, dat die boek eintlik 'n uitnodiging is, om op te hou streef en net te word. Wat bedoel jy daarmee, en hoe lyk so iets prakties? So ek kry baie e-posse van vrouens wat my sê, Julie, wat's my roeping, wat's my purpose, wie is ek, hoe weet ek of ek God se plan vir my lewe reg uitvoer, op die regte pad is met my lewe, en alles in daai is soos human doing, and we're not human doers, we're human beings. So gaan wees in sy teenwoordigheid, gaan spandeer meer tyd in God se woord, want ek dink daar's 'n antwoord vir ons elkeen se lewe in die Bybel en in God se woord, and if you make the time, you're gonna get to all the answers. So vir my net die goed genoeg rus in ek moet by hom wees. Net wees. Ek hoef nie te kom met agendas, planne, prestasies. Kyk, ek sê moenie ambisie verloor in die lewe nie, maar by hom kan jy net kom wees. Was daar iets van jouself wat jy ontdek het tydens die skryfproses van hierdie boek? Iets nuut? Dat ek baie goeie bum glue het. Jy moet sit en skryf. Maar ek dink vir my, die grootste ding wat ek ontdek het, is hoe maklik die journey wat ek weer moes gaan herleef het vir my was. Want baie van die konsepte was my moeilik in my lewe. I mean, it was tough seasons, maar om weer daar te kon uitkom en te gaan sien, maar ek het daai persoon vergewe en ek is nie meer kwaad vir daai persoon nie. En weet jy wat, miskien is hierdie my perspektief net, weet my wat met my gebeur het en die persoon se intensie was dalk nie dit gewees nie. So dat jy by daai plek kan uitkom van ultimate vrede en dat bitterheid nie meer in my hart heers nie. Ons kom terug by identiteit en selfwaarde. Nou wil ek vir jou vra, hoe gaan 'n vrou dan nou spesifiek te werk om hulle self weer te vind of te herontdek, jy weet, wanneer hulle miskien vir jare nie so baie in hulle self geglo het nie, en ook hulle waarde aan ander mense se opinies en dalk ook standaarde gekoppel het?
So die boek gaan jou daarmee help. Die boek is 'n van voor tot agter, is dit 'n selfrefleksieboek want ek wou juis my storie, 'n ander vrou se storie gemaak het. En van baie van die vrouens wat op my terug e-pos en hulle die boek klaar gemaak, is dit vir my so mooi want meeste van hulle sê vir my jou storie het my stem vir my weer teruggegee. So die reis gaan jou vat op my journey, maar jy gaan draai skielik na jou storie toe en dan gaan jy by die refleksievraag kom om jou eie vrae te gaan antwoord. En jou identiteit gaan by 'n plek van genesing kom. Ons kyk byvoorbeeld na my man se broer wat amper 4 jaar terug oorlede is en hy's oorlede because he didn't go on a healing journey and something else became the source of healing. So as jy nie gaan kies om te gaan genees nie, gaan jou identiteit bly wat hy is. So ek moes diep gaan sit het, diep leuns gaan uittrek het uit my lewe uitgesit. Okay, maar wie het hierdie belief vir my geleer? Waar kry ek hierdie belief system vandaan? Beteken dit vir my iets? Serve dit my? Of gaan ek hom uitblik en hom herplant met 'n waarheid? En dis makliker gesê as gedoen, want die wêreld raas harder as die fluister van God se stem, maar jy moet vir jouself gaan sê, dis my 3 ankers en ek gaan dit glo tot my kop en my hart dieselfde taal praat. En ek dink dit is soms moeilik om jouself amper half daarmee te konfronteer. Maar hierdie boek gaan jou, as ek dit nou reg verstaan, help daarmee en so half op reis neem, Ja, nê? Op 'n reis van emosionele genesing. Absoluut, ja. Waar kan ons die boek in die hande kry? Op hierdie stadium is die boek beskikbaar by Graffiti, Takealot, baie goeie special op Takealot op die oomblik, exclusive books, skoenboeke, by my uitgewers direk. En gelukkig hoef ek nie ver te gaan nie, want hierso is 'n paar boeke hier. 'n paar kopieë vir julle vrouens gebring, ja. Ons sê vir jou baie dankie. Nou, wie dink jy gaan die meeste aanklank vind? Was daar 'n spesifieke vrou wat jy in gedagte gehad het toe jy hierdie boek geskryf het? Ons het so 'n minuut oor. Klein Geraldine, 7, 8, 9-jarige Geraldine, wat ek weer gaan sê, ek het nie die waarheid, of ek het nie geweet hoe 'n waarheid en 'n leuen van mekaar te discern nie, en as gevolg van dit is die meeste skade in daai tyd van my lewe, so laerskoolmeisies, hoërskoolmeisies, werkende vrou, enkellopende vrouens, mamas, as jy jou man se tweede vrou is, tweede huwelik, elke liewe vrou wat ek glo in haar lewe al gevoel het, sy is nie goed genoeg nie. Geraldine, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. Baie dankie dat jy ook 'n paar boeke vir ons saamgebring het. En stuur maar ons groete en liefde vir Hytjie ook. En ja, ons kan nie wag om te hoor wanneer hy weer voel dis tyd vir 'n volgende boek nie. Ja, hy sê daar's 7. So. Baie dankie. Nou ja, Christia Visser klim van die verhoog af en agter die kameras uit en skuif agter pen en papier in. Bly gerus ingeskakel. Ons gesels net hierna oor haar digbundel Verweer. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig?
Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Een van Suid-Afrika se geliefde stemme, nie net op die verhoog en voor die kameras en op die skerms nie. Nee, nou wys sy ook vir ons 'n bietjie 'n ander deel van Christia Visser. Baie meer persoonlik en lekker en wow, hoe treffend is daai? Ek sit en dink, dit is obviously baie makliker indien jy mooi is, indien jy nie skaam is voor die kamera en goeders nie, dan is dit baie makliker om dit te doen as ek net so ietsie moet gaan voordrag en dit totally different wees. Dit is te danke aan die make-up feetjies en oefening vir die spieël. Hoorie, so baie geluk en hierdie is nou regtig ietsie anderste, né? 'n digitale digbundel. Ja, ietsie nuuts. Hoe verskil dit van 'n digbundel wat ons nou maar ken, wat 'n ou nou? Man, ek dink die lekker ding van digitaal en daar's baie goed wat 'n mens kan sê en ek hou nog van die fisiese dinge in my hand en daai tipe goed, maar die lekker ding van digitaal is jy kan eintlik maak daarmee wat jy wil. Ek hoef nie 100 gedigte te hê om 'n digbundel uit te bring nie. Ek kan soos nou met Verweer 7 hê en dit kan 'n storie vertel op sy eie en ons kan môre 'n release wat 13 het en ons kan, so dit gee vir mense baie vryheid. En dit is ook nie 'n ding wat moeilik gekom het vir jou nie. Ek meen jy skryf al vir hoe lank liedjies en dis meer, so is 'n natuurlike ding. Ja, ek skryf al, ek het begin skryf toe ek 7 was en boekies vol. Ek dink van daai boekies lê ergens in die wêreld, van hulle het al verdwyn, so as iemand hulle vind, stuur hulle terug. Maar soos 'n message in the bottle, bring hom net terug. Want dis die manier wat ek het ADHD, so dis 'n manier vir my om sin te maak van my gedagtes en om goed uit my lyf uit te kry, uit my kop uit te kry. So van kleins af was dit 12 net my diary en ek het altyd gedink dit gaan net, jy weet, ek gaan net musiek skryf. Maar ek skryf elke dag, al is dit een lyn, ek skryf altyd iets. En ja, hier is ons nou. En die lekker is 'n ou het nou al lekker following gebou, jy het 'n sosiale media presence, soos wat ons maar in die moderne taal ook gesels. Jy het van hierdie gedigte en goeders ook eers 'n bietjie daar, die waterhalf getoets en toe lekker reaksie gekry. Ek dink ek het op 'n punt gekom wat ek het eendag, ek het nog in my nagklere gesit en ek het so op my swaai gesit buite my huis en die gedig het gebeur en want dit gebeur so op vreemde tye en toe het ek net gegaan wel ek sien nou kans daarvoor, so ek gaan dit nou opneem en kyk wat gebeur en dit het baie goeie reaksie gekry wat ek baie dankbaar is vir, want mens veral met gedigte en die goed wat ek skryf, dit is so intiem vir my, dit is so deel van my siel dat mens baie keer bang is om daaroor te praat, want jy's bang mense gaan nie verstaan nie of hulle gaan nie relate nie of so dis iets wat ek weet nie eintlik hoekom ek dit gedoen het nie, ek het dit net gedoen en dit het baie mense het aanklank gevind daarbey en ek is so dankbaar daarvoor. Hoe verskil 'n gedig, of kom ek vra dit, dink jy daar is 'n verskil tussen 'n gedig en 'n liedjie, en wat is die verskil? Daar's definitief 'n verskil. Ek het baie mense het al vir my gesê, maar wil jy nie net die lirieke van jou songs vat en dit jy weet, in 'n gedig maak nie. Die realiteit is dat 'n liedjie jy het net soveel tyd en jy het 'n hoek wat jy moet vind en jy het 'n chorus wat jy moet doen en so die woorde vir songs baie keer omdat dit ook meer simplisties moet wees amper dis nie genoeg nie. Een lyn in 'n liedjie kan in 'n gedig eintlik 'n hele paragraaf maak. So ek vat al hierdie goed wat ek geskryf het en om 'n liedjie te maak, vat ek net een lyn uit wat die meeste sê, wat iemand wat die meeste kan vir my relate tot daai hele paragraaf. Die lekker ding met 'n gedig is ek kan daai lyn vat en ek kan hom uitbou. Dit gee net vir jou die opportunity om meer te sê. Christa, en dis nogal interessant, nee, want baie mense sou eers vir jou gevra het, maar hoekom maak jy dit nie ook 'n liedjie nie? So dit wys jy net gedigte wat regtig liedjies geword het. Hoe incredible daai alles net bymekaar gekom en kon werk. Ja, en dis 'n ander tipe mark wil ek amper sê. Ons is al in 'n tyd waar mense wil don't kill the braai, right? Die mense wil dans en hulle soek die hoek, daai chorus wat hulle die hele tyd kan saam sing. En so ons skryf amper ons songs meer so omdat dit is wat verkoop. Waar as jy nou kyk na mense wat wel gedigte, Jack de Priester, Jan Blom wat wel al gedigte gevat het en dit liedjies gemaak het, dis dalk nie so mainstream nie. Maar dit is die tipe goed wat weer met my praat. En ek dink dis waar ons begin het om gedigte ook weer uit te bou, want ons het amper digkuns verloor langs die pad ergens, wat vir my so hartseer is, want dit voel vir my ons almal crave nog steeds die waarwoorde. Definitief, en daai diepte en goeters. Ja. Jy weet, ek sit met 'n jong
tienerseun by die huis wat nou dag ook vir my sê, hoekom is dit so dat die mense ook baie hou van die dieper songs? Hy praat van die dieper songs, né? En dis die meer ernstige goed. En dis presies my antwoord gewees. Ek dink mense het te honger daarvoor. Hulle het absoluut, en die moeilike ding is, veral as dit nou kom by nommers, as mens kyk na nommers, is dat dis nie die goed wat die grootste nommers gaan werf nie, maar dis die goed wat mense onthou, dis die goed wat 'n blywende indruk op 'n kind maak. Ek meen, ek onthou as meisie, as dogtertjie wil ek nou amper sê, maar vir my het dit vroeg begin, wat ek in die kamer sit en hierdie diep goed luister en iets voel. Ek wil net iets voel. En dan het almal altyd vir my gesê, maar jy's te jonk om dit te verstaan. Ek verstaan dit op my manier. En dis vir my die mooi ding van enige skryfstuk, is hierdie goed is vir my so persoonlik, maar my pa het altyd gesê, as jy nie weet waar om te skryf of waar om te praat nie, praat oor iets wat vir jou saak maak, en jy sal vind dat baie mense dieselfde voel. En die lekker ding van woorde is dat jy gaan daaruit vat wat vir jou sin maak. En dis vir my mooi. En ek hou daarvan om te hoor wat dit vir mense beteken. En is lekker, ek meen, dis amper soos wat jy 'n dagboek, die Amerikaners hou ons baie van 'n diary en goeie. Hierdie is jou uitlaatklep, want ek meen, ons ken jou as die akteur voor die skerms wat baie goed doen, as die kunstenaar op die verhoog, maar hierdie is nie ietsie waaraan jy hard moes werk nie, dis 'n natuurlike ding, klink dit vir my. Dis absoluut my diary, absoluut en 100%. Ek sukkel partykeer, vir alles dit vir myself is om te skryf oor iets wat nie vir my saak maak nie. So ek gaan partykeer, is daar tye wat ek glad nie skryf nie vir 'n paar maande, want daar's te veel stres in my lewe, of te veel dit of te veel dat, en dit gebeur so natuurlik dat ek skielik net sal gaan, wag, hier het ek nou 'n gedig geskryf, want my wese het dit nodig. Ja. Dis regtig 'n uitlaatklep. So dit gaan nie maklik wees as ek vir jou sê, skryf my gedig nie. Dis eerder 'n ding wat jy self wil voel en Ja, kyk, ek kan dit doen. Ek kan dit doen en ek sal dit met liefde doen, maar dit beteken vir my meer as dit uit 'n baie persoonlike plek uitkom. En daarom voel ek ook dan op daai manier gaan dit vir ander mense meer beteken. Was vir jou belangrik om elke gedig ook nou vas te vat en in visueel vir die mense te kan wys, né? Ja, ek dink ons is gelukkig dat ons in 'n tyd is waar daar baie maniere is om mense om 'n prentjie te skep. So wat ons gedoen het met hierdie gedigte, met die production wat daar agter is, klein gelykies wat jy dalk nie eers dadelik gaan optel nie, maar as jy meer en meer luister, dan hoor jy, wag, daar's ietsie en daar's ietsie. En dan die video's waarmee saamgaan, is dit vorm die prentjie vir mense, dit sit hulle in daai spasie. En dit help om die gevoel, want nie almal van ons is vreeslik kreatief nie. Party van ons is beter met die oor, ander is beter met die oog. En dit gee ons die opportunity om meer mense te betrek in daai prentjie in. Om af te sluit, waar kan ons dit gaan beloer en beluister? Oral waar jy musiek luister. Dis fantasties. Ja, en die video's is op YouTube beskikbaar en hulle is die 7 gedigte saam vertel 'n storie. Dis my storie van die laaste jaar. Dit was 'n interessante, moeilike jaar. Ek sê altyd die reën het gekom en die reënboog het ook gekom. En op daai noot gaan ons ongelukkig moet afsluit en ons gaan dit moet kyk en jy gaan weer met kom kuier. Baie geluk. En man, dis dan nou al van ons kant af. Ons sluit af op hierdie hoë noot. Lekker dag.